U te kan aanbid, Here. Here, en ek sê dit alles in Jesus se naam. Amen. Here, kom ons sit. Baie welkom aan elkeen wat hier so is. Ja, daai liedjie, hy raak my elke keer. Ek gaan 'n bietjie met ons vandag praat oor God se verwagting vir ons. Skriflesing is Jeremia 29 vanaf 11 vers 11 tot vers 15. As hulle reg is, dan kan ons begin. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. Ek gaan 'n bietjie met julle gesels oor die agtergrond van Jeremia 29 vers 11. Hierdie woorde is nie gespreek in 'n tyd van voorspoed nie. Net soos ons, lyk die toekoms nie altyd vir ons lekker nie. Maar 10 jaar terug, was daar daarom 'n bietjie meer van 'n toekoms gewees as nou. Jy sien in Israel was in ballingskap in Babylon gewees. Net so vir ons ook vasgevang vandag. Hulle was ver van hulle land, tempel en sekuriteit gewees. Ons voel ook onveilig, moedeloos en onseker. Baie van ons is ook onseker van vandag en môre. God spreek hoop in die midde van Israel se swaar kry. In die midde van ons swaar kry, moet ons net luister na God se stem. Amen. God weet watter gedagtes hy koester. God sê hy weet. God sê nie dalk weet hy nie, hy weet. Hy's verseker dat hy weet. Hy's glad nie onseker nie. So God se woord is nooit onseker nie. God se woord is die waarheid. God is nie verward nie. God ken jou pad. Hy ken jou toekoms. Hy het reeds 'n plan vir ons. Net soos wat die bouer 'n plan het. Ek het sommer dit 'n blueprint genoem. 'n Huis word nie sommer net gebou nie. Ons sê net sommer, right, kom ons bou. Ons gaan dit doen, ons gaan dit doen. Nee, daar moet 'n plan wees. Net so het God ook 'n plan met ons. God bou aan jou lewe volgens sy hemelse bloudruk, nie volgens toeval nie. Kom ons lees dit in Psalm 139 vers 16 tot 18. Ek gaan dit lees uit die 83 vertaling vir ons. U het my aangesien toe ek nog ongebore was. Hoor mooi wat sê hy. U het my aangesien toe ek nog ongebore was. So God ken jou vir al die dae van jou lewe. My lewensdae was in u boek ongeskrywe nog voordat ek gebore is. So God ken jou plan. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig julle almal. As ek julle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is,
sou ek nog steeds met u te doen hê. So die waarheid is, selfs wanneer jy nie weet wat môre voor lê nie, weet God, sy wonderlike gedagtes vir jou is meer as die son en die see. Al selfs gaan jou lewe nie soos volgens plan soos wat jy dit wil hê nie, weet God wat is jou plan vir die toekoms. En God gaan laat dit goed gaan met jou. God gaan laat dit uitwerk, want hy is in beheer. Amen. Amen. Net soos dieselfde soos met 'n bouer, daar kom komplikasies. Hulle kan nie meer bou nie, daar het iets voorgeval, die bank het miskien gestop, word nie gelde uitbetaal nie. En jy is bekommerd oor wat, hoe gaan ek aangaan? En daarom hoef ons nie bekommerd te wees, want ons weet God het 'n plan en God is in beheer en hy sal aanhou aan jou lewe bou as jy hom toelaat dat hy in jou werk. God se gedagtes is gedagtes van vrede. Die Hebreëse woord shalom is vrede. Dit beteken heelheid, herstel, welsyn, rus vir die siel en liggaam. God se gedagtes vir jou is herstel en vrede. Ons baie keer klou ons aan die hartseer, ons klou aan die verlede, en ons weet nie wat gaan gebeur en ons is bitterheid in ons. Maar gaan ons die hele tyd aan al die bitterheid en al die negatiewe dink, of gaan ons God se plan volg en vooruit gaan, dat hy die herstelwerk in ons doen? Kom ons lees in Romeine 8 vers 28. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles te goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Gaan ons vashou in die ou dinge? Gaan ons alles wat elke keer gebeur vergelyk met die verlede? Of gaan ons begin alles glo wat God vir ons beplan het? Want ons weet dit gaan uitwerk. Gaan ons glo wat die duiwel vir ons bly sê, ons is nie goed genoeg nie, niks gaan regkom nie. Gaan ons die hele tyd negatief wees, luister na mense wat negatiewigheid oor ons spreek, gaan ons luister na dit? Of gaan ons God se woord glo? Gaan ons glo dat God ons gekies het? Gaan ons glo dat God ons ken? Gaan ons glo dat God het die plan vir ons klaar uitgelê? So wat sê ek? Ons moet op God vertrou. God se verwagting sluit hoop ook in. Hoop beteken vertroue in God. Ons moet vertrou op God se beloftes. Ons moet vorentoe kyk. Ons moet op en agtertoe kyk. Ons moet op en agtertoe kyk na die verlede. Selfs wanneer dinge swaar gaan, moet ons weet, ons moet op God vertrou. Hoekom? Want God is nog besig met ons elke dag. Maak nie saak hoe geleerd ons is nie. Hy werk elke dag in ons. Amen. Kom ons kyk na Romeine 15 vers 13. Romeine 15 vers 13. En mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag
van die Heilige Gees. Jy sien, waar God is daar blydskap. Waar God is daar hoop. Oorvloedige hoop. Waar God is daar vrede. Hoe kry ons hoop? Deur die krag van die Heilige Gees. Jy sien, ek het hier so geskrywe, hoop is soos 'n anker. 'n Anker is daar om 'n skip vas te hou in die golwe, laat hy nie net ver wegdryf nie. So ook sal God ons vashou, as ons hom toelaat, dat hy ons kan werk, dan sal ons ook nie wegdryf nie, ons is geanker in sy woord. Kom ons gaan na Hebreërs 6, vers 18 tot 19. Hebreërs 6, vers 18 tot 19. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê. Ons wat onvlug het om vas te hou aan die hoop wat voor lê. En ons het dit alles as 'n anker van die siel wat dit veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Sien, nou is 'n hoop vir die toekoms vir ons. God beloof nie net hoop vir vandag nie, maar hy beloof hoop vir ewig. Vir môre, vir jou gesin, vir jou roeping, vir die ewigheid. Hy het hoop vir hierdie gemeente. Jou toekoms is nie in die hande van die mens nie, of die ekonomie, of die omstandighede nie, of die vorige pastoor, of die nuwe pastoor. Ons moet ons toekoms vertrou op God. Jou toekoms lê in God se hande. Hierdie gemeente se toekoms is in God se hande. So ek glo in my hart, en ek glo vas, dat God saam met ons, nie net met my nie, nie net met Marisa nie, maar met ons almal in die gemeente, en die mense wat gaan inkom weer, dat daar 'n toekoms gebou sal word in hierdie gemeente, wat ons sal saam staan, dat ons instrumente vir God sal wees. En die keuses wat ons gaan maak, nie net hier nie, maar in ons eie lewe ook, dat ons sal vertrou op God, dat hy die regte keuses vir ons sal gee om te maak, dat ons sal luister op sy stem vorentoe. Jy sien, God se verwagting eis vertroue en gehoorsaamheid. Kom ons lees nou verder in Jeremia 29, vers 12 tot 13. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander. En verder versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen ek julle verdryf het, spreek die Here, en ek sal julle terugbring
na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Jy sien, God se plan werk saam met gebed. Daar moet gebed wees. Ons moet honger wees om na God te soek. Ons moet vertroue hê in God. God het 'n verwagting vir ons. Hy wil hê ons moet hom kies, maar is ons reg om hom te kies, om al ons vertroue in God te sit? Ons moet toelaat dat hy in ons lewe kan werk, dat hy sy plan kan uitvoer. Nie soos wat ons dit wil hê nie, maar soos wat hy dit wil hê. Vertrou op die Here met jou hele hart. Kom ons lees Spreuke 3 vers 5. Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë. Dan sal hy jou paaie gelyk maak. Halleluja. Kan dit meer duidelik wees? Vertrou op God. Hy soek nie net 'n stukkie van jou hart nie. Hy soek jou hele hart. Moenie dink, waar ek praat van myself ook, moenie dink dat ons alles gaan regkry op ons eie nie, want ons gaan nie. Ons gaan dit net regkry teen as God saam met ons is. God sal jou paaie gelyk maak as ons vertrou dat hy dit gaan doen. Ons moet God ken. Ons moet vertrou dat God ons paaie gaan gelyk maak. Nie miskien nie, hy gaan. Ek wil vir julle vertel van, kom ons kyk na die een van die mense in die Bybel wat op God vertrou het. Josef wat van put tot paleis aangegaan het. Julle kan gerus die storie van Josef gaan lees in Genesis 37, hoofstuk 37 en 46. Josef was verwerp deur sy broers. Hy was in die put gegooi. Hy word verkoop as 'n slaaf in Egipte. Omdat hy op God vertrou het. En nie afgedwaal het van God af nie. Hy word onregverdig in die tronk gegooi. Daar lê hy drome uit. Maar uiteindelik word hy die eerste minister van Egipte en hy red sy hele familie uit hongersnood uit. Omdat hy God vertrou het. Josef het op God vertrou en nie op sy insigte staat gemaak nie. En sien wat was sy eindresultate. Kom ons kyk in Jeremia 18 vers 1 tot 6. Dis die storie van die potterbakker en die klei. So ons gaan net lees Jeremia 18 vers 6. Jeremia 18 vers 6. Ek kan nie met julle doen wat hierdie potterbakker met die klei gedoen het nie. Israel, vra die Here. Soos klei in die potterbakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Dis iets waar ons is soos klei in Jesus se hande. Die klei verstaan nie altyd wat die potterbakker doen nie.
Want hy word gebreek, hy word gevorm, word gebreek, word gevorm. So hy verstaan nie wat aangaan nie. Maar die potterbakker het 'n doel met dit. Hy weet wat is die eindproduk wat hy gaan bou en wat hy gaan maak. Jy sien, God weet ook waarmee hy besig. Hy weet wat gaan die finale produk wees van ons. Is jy reg om gevorm te word soos wat Jesus met jou wil vorm? Is ons reg vir dit? Vra jouself vandag, vertrou ek God met my toekoms? Vertrou ons God met ons toekoms? Glo ek regtig dat hy het planne vir ons? Leef ons in hoop of in vrees? Kom ons lees in Hebreërs 11 vers 1. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. God se plan vir jou lewe is soms soos 'n GPS. Ekskuus vir die Engelse woord. Wanneer jy verkeerd is, sê die GPS nie vir jou kanselleer die roete nie. Hy sê recalculate. Maak 'n nuwe keuse. Ons vertrou partykeer daai GPS wat ons weet, hy gaan ons vat daar na die pad toe. En dit is net soos wat, en dis hoe ons God moet vertrou. God is ons GPS. Ons moet sy pad volg. En daar is nie 'n recalculate by God nie, want hy weet wat is die plan. Kom ons lees Spreuke 16 vers 9. Spreuke 16 vers 9. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Ek gaan nou vir jou 'n storie vertel. Ja, ek begin swat het vir 'n pastoor en hoe die lewe my lewe verander het. Was ek so opgewonde. Jesus, ek het nou almal toe gegaan en almal vertel hoe die Here my lewe verander het. En met die geswattery en goed het die Here vir my vrou gesê, sy moet 'n skool begin. Sy moet die skool begin en ek gaan sy werk doen. En ek kon nie dit lekker verstaan nie, want dis hoe gaan ons klaarkom net met daai salaris? Die besigheid gaan nou net begin. Hoe gaan ons deurkom? Maar as dit al twee gebid en ons het gesê, ons vertrou die Here. Ons vertrou sy plan. En by ons vorige gemeente het hulle 'n groot saal met klop klaskamers. En as dit klaskamers gaan hier daar, en die skool het begin, dit het stadig begin, maar die Here het voorsien. En as dit 'n dametjie daar ontmoet, haar naam was Tannie Fransie. Sy was die koster daar gewees. En hierdie tannie het vir ons soveel omgegee. En
Sy het altyd alleen oop en toegesluit laat in die aand en ek sê vir Marisa, weet jy, dis nie reg nie. Kom ons help hierdie tannie. En ons help haar toe en sy begin ons te wys hoe werk alles en ons leer by haar. En die eendag bel sy sê ons moet haar by die saal kry en ons gaan saal toe en toe so om die draai kom, daar sien ons staan die Fransie lê sy op die vloer alleen. Toe sy besig om 'n strook te kry. Niemand kon haar te help nie. En as die ambulans gebel en die ambulans het haar weggevat en ek sê vir my vrou, wat nou? Wie gaan nou hierdie kosterwerk doen? Maar dit is 'n lelike werk, man, dit is 'n vieslike werk. Mense respekteer jou nie, hulle is lelik met jou die hele tyd. En ek sê vir my vrou, "Wel, let's do it. Kom ons doen dit. Tannie Fransie het ons ook opgelei. Kom ons doen dit." En ons begin die kosterwerk te doen. En die ding wat jy leer uit die hele koster ding, ek dink die Here het ons voorberei, is die diensbaarheid. Want jy kry mense, jy moet hulle die hele tyd help, want hulle soek die hele tyd goed, so jy moet die hele tyd daar wees. Hy het my geduld geleer. Want dit is 'n baie ondankbare werk. Mense kan nogal lelik met jou raak, hoor, glo my. En toe leer God my ook die werk van hom. En hy leer my dat 'n pastoor is nie daar net om die hele tyd op 'n kansel te staan en te preek nie. 'n Pastoor is daar om ander werke ook te doen. 'n Pastoor is net 'n gewone mens. Hy is nie daar en jy is daar nie. Ons is saam. En dit is wat die Here vir my geleer het. Hy het my geleer hoe om mense te respekteer. Hy het my geleer om mense lief te hê. En dis hoekom ons dit gedoen het, want ons het God se voetstappe gevolg. En tot hiernatoe het God ons hiernatoe gebring. En ons volg nog steeds sy voetstappe. Ons weet nie wat is God se plan nie, maar ons volg sy plan soos wat hy dit vir ons gee. So en dis wat ek wil sê, my punt is diensbaarheid, omgee, liefde. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie van die eie ek nie. Ek is dit, ek is dit, ek is dit. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Ons is almal saam in 'n ding. Ons doen dinge saam. Ons neem saam besluite. Ekskuus, ek wil net daai met julle gedeel het, maar nou ja. Ons verstaan nie altyd God se plan nie. Maar ons kan hom vertrou as ons Vader. Dit is soos die kind wat nie verstaan wat agter in die kar sit nie. Hy verstaan nie altyd waantoe se mens op pad. Hy vra altyd, hoe ver nog? Hoe lank nog? En nie die Here weet, hoe ver nog? Hoe lank nog? Gaan jy vandag God vertrou, jou Vader, wat jou veilig sal aanbring na jou bestemming? Gaan ons hom vertrou, dat hy vir ons die pad sal wys, dat ons sy pad volg. Mag julle los met hierdie gedagtes. God se verwagting vir jou lewe is groter as jou huidige situasie. Jou pyn is nie die einde nie. God kan jou lot verander. As jy lees in Jeremia 29 vers 11, bly staan in God se beloftes, dat God gaan jou die hoop gee en God gaan jou toekoms vir jou gee, as jy dit glo. God het vir jou verwagting. Is jou verwagting klein of is jou verwagting groot? Of het ons 'n goddelike verwagting? Kom ons kry 'n goddelike verwagting vir onsself en vir hierdie gemeente. Kom ons bid tot God
En roep hom aan. Laat hy kom en in ons lewens werk en ons verwagtinge laat waar word. God se boodskap is vandag duidelik. Jy is nie vergete nie. Jy is nie verlore nie. Amen. Jy is nie sonder hoop nie. Amen. God het 'n verwagting vir jou. God het vrede vir jou. Amen. God het 'n hoopvolle toekoms vir jou. Ons het begin leef in oorvloedige hoop. Ons moet ophou dink aan ons verlede en die dinge agter ons. Maar kom ons het 'n hart van verwagting. Ek wil afsluit, maar ek weet almal hou nie van uitnodigings nie. Ek weet mense wil nie vorentoe kom nie maar ek weet elkeen van julle wat hier sit het 'n verwagting. Ek kan dalk verkeerd wees. Ons almal het 'n verwagting. Nou hoef nie vorentoe te kom nie. Maar as jy 'n verwagting het, kom ons staan saam met my. En dan bid ons vir die Here. En ons vertrou op die Here vir daai verwagting wat ons het. Dankie Here. Dankie dat ons weet, Here, ons kan op U vertrou, Here. Here, dankie Here dat ons weet, Here, ons verwagting, Here, wat ons het, Here, vir 2026, Here, weet ons, Here, by U hande, Here, by U voete, Here, sal dit waar word, Here. Here, want U is 'n God van liefde, Here. Here, U is 'n God van omgee, Here. Here, en daarom, Here, hoekom sal ons nie vertroue op U wil hê nie, Here? Here, my verwagting is, Here, dat ons sal groei in hierdie gemeente, Here. Here, dat ons 'n eenheid sal wees, Here. Here, dat ons kan saam staan, Here. Here, dat ons nie teen mekaar sal wees nie, Here. Here, dat ons 'n familie sal wees, Here. 'n familie van liefde, Here. 'n familie van omgee, Here. Here, en ek bid, Here, vir elke persoon, Here, wat hier staan, Here. Here, U ken die verwagting, Here, in hulle lewe, Here, in hulle hart, Here. Here, en ek bid, Here, en ek vra, Vader, Here, dat U elke verwagting, Here, laat sal waar word, Here. Here, want ons verwagting, ons vertroue, Here, is op U, Here. Here, U hand is op dit, Vader, Here. Here, ons sê dankie, Here. Dankie, Here, dat U in ons lewens is. Here, en dankie, Here, dat ons U pad gaan volg, Here. Here, ons gaan daai GPS, Here, gaan ons volg, Here, soos wat U wil hê die pad moet loop, Here. Here, ek bid, Here, en ek vra dit, Here, alles, Here, in Jesus se naam. Amen. Halleluja.